Welkom by die vierde vraag. Waarom is Jesus die enigste weg? In Johannes 14 vers 6 lees ons, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. A.W. Tozer het gesê, Jesus is not one of many ways to approach God, nor is he the best of several ways. He is the only way. Tot dusver het ons gekyk na die vraag van, is daar werklike God? En ons het gesê, ja, daar is werklike God. Ons het die tweede vraag gevra, is hierdie drie enige God, die God van die Bybel en Jesus Christus, is dit die ware geloof? En ons het gesê, ja, dit is. In deel 3 het ons gesê, is God werklik die skepper van die aarde? En ons het gesê, ja, hy is. Evolusie-teorie is nie die antwoord nie. Vandag kyk ons na die vraag, is Jesus werklik die enigste weg? Wat van Mohammed? Wat van Boeddha? Wat van die ander gelowe? Is dit regverdig om te sê dat Jesus is werklik die enigste manier en dat hierdie mense God nie kan ken as dit nie deur Jesus is nie? Met ander woorde, is Jesus werklik die enigste weg? Nou, ons het al Handelinge 4 vers 12 gelees. Hy, Christus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee deur wie God wil hê ons moet gered word nie. Hier is 'n paar oorwegings. Eerste een is die Ou Testament wat ons in die Bybel lees, het 'n Messias verwag. In Genesis 22 vers 18 lees ons, in jou nageslag, sê God vir Abraham, sal die nasies van die aarde geseën word. So, waarom het die mense in sonde gedompel? Dit het ons reeds gesê by die vorige studie. Elke mens is gelaai met ongeregtigheid. Almal van ons is sondaars. Almal van ons is van nature in sonde gedompel. En God het Adam gemaak, hy het hom goed gemaak, maar hy het self gekies om sonde te doen, saam met Eva. En God maak aan Adam en Eva bekend, dat hy gaan 'n plan maak. Hy maak aan Abraham bekend, en reg deur die Ou Testament, word die verwagting opgebou, dat daar 'n Messias moet kom. Om die waarheid te sê, toe ons die Nuwe Testament begin lees, is die tafel so goed gedek, dat almal het op heterkole gesit en gewag dat die Messias moet kom. So die Ou Testament maak dit nie duidelik wie die Messias gaan wees nie, maar ons 'n sekere profesie uitgespreek wat baie duidelik is, wat net deur een persoon vervul kon word, en dis deur Jesus Christus. En dit bring ons by die tweede gedagte, en dit is, die Nuwe Testament maak aanspraak dat Jesus die enigste weg is. In Galasiërs 3 vers 22 lees ons, volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul, alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. So die Ou Testament het 'n Messias verwag, en die Nuwe Testament stel die Nuwe Testamentiese skrywers ons voor aan Jesus Christus. Nou, daar is 7 skrywers wat oor die tydperk van 50 jaar al hierdie boeke en briewe geskryf het, wat ons kry in die Nuwe Testament, en almal van hulle stem ooreen met hulle getuienis oor Jesus Christus, dat hy die enigste weg is. Nou, so ons kyk na die Ou Testament, het die Messias verwag, die Nuwe Testament het Jesus gekom, nou kyk ons na die vroeë kerk. Die vroeë kerk het Jesus verkondig. Nou kom ons kyk na die vroeë kerk. In Handelinge 28 vers 31 lees ons, Paulus het die koninkryk van God verkondig, en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige herinnering. So, die Ou Testament het Jesus verwag, die Nuwe Testament het Jesus gekom, en die vroeë kerk het hom verkondig. Nou, as jy mooi dink daaroor, 11 manne, dis die disippels wat Jesus aangestel het, as ons Judas Iskariot uittel, 11 manne het die wêreld so omgekeer met die evangelie, kom ons sit 12 manne, ons sit Paulus by, dat vandag oor die 2.2 biljoen mense identifiseer as Christene. Nou, almal van hulle is nie Christene nie, ek gee dit gelyk, baie mense het die naam dat hulle Christene is, maar hulle lewe nie werklik vir die Here nie, maar hoe dit ook al sê, die grootste godsdienst vandag het 2000 jaar terug deur 11 manne begin. En daarom moet ons vir mekaar sê, hier steek iets in. Nou, in 'n vorige studie het ons gekyk, dat is Jesus werklik wie hy sê hy is, en ons het tot die konklusie gekom, ja, hy is. Hy het werklik geleef. En al die ooggetuies is waar oor hom. As hy dan sê, hy is die enigste weg, dan moet ons dit aanvaar, en dan kan ons nie daaroor redeneer nie. Soos ons in 'n vorige studie gesê, daar's meer bewyse, daar's meer sekulêre bewyse, dat Jesus Christus werklik geleef het, as wat daar sekulêre bewyse is, dat Julius Caesar geleef het. Of Jesus is wie hy gesê het hy is, of hy's 'n volslae leenaar, of hy's heeltemal van sy loetjie getik. Maar Jesus was nie 'n goeie mens nie. Een laaste ding. Jesus het aan oor 500 mense verskyn met sy opstanding. Daardie ooggetuie, jy kan dit nie diskrediteer nie. Daai ooggetuies staan sterk. Natuurlik het die vyand gekom en het allerlei leuns probeer verkondig.
Hierdie moet by my en jou 'n dringendheid skep. As Jesus werklik die enigste weg is na die Vader, dan moet daar 'n dringendheid by ons wees om mense te gaan vertel, want ons lewe in 'n wêreld waar daar baie verloorgaande mense is wat nie vashou aan Jesus Christus as die enigste weg nie.